Môre, dit is Woensdagoggend, dit is die 18de Februarie en ons gesels hierdie week oor val en opstaan na aanleiding van Psalm 73, 'n Psalm van Asaf. Nou het ons gesien dat Asaf was 'n mens kan hom maar selfs noem 'n bedienaar, want ofskoon hy nou nie 'n predikant was in ons terminologie nie, was hy die leier van die musiekbediening. Hy het psalms geskryf, hy was 'n profeet, 'n siener en 'n baie sterk gelowige. Maar dan begin hy en sê, maar ek het begin twyfel, né? En dan, hoekom het hy begin twyfel? Omdat hy gesien het dat dit met die goddeloses baie goed gaan en dat die Here as te ware so 'n bietjie 'n blinde oog gooi oor gelowiges wat swaar kry en ongelowiges wat voor die wind lewe. En nou kom ons by die volgende ding, dat as mense soos Job en die verlore seun se oudste broer begin verbitterd raak, ongelukkig raak, depressief raak, kwaad raak, noem dit wat jy wil, omdat dit met die ander mense goed gaan en met die gelowige sleg, kom die volgende groot vraag. Is dit dan nog die werd om die Here te dien? Is dit dan nog werd om die Here te dien? Ek en Zaan kuier nou die dag by 'n eetplek en ons moet 'n man wat sy getuienis met ons kom deel. Hy is so hier kort by die 40 jaar oud en hy vertel dat hy al as kind sy lewe vir die Here gegee het. En van hy sy lewe vir die Here gegee het hy 'n verskriklike lewe gehad. Baie goed wat hy moes deurwerk. Hy het later in dwelms gebeland omdat hy, ek wil amper sê, sy sorge wou verdrink of verdoof. Hy was die een rehab na die ander een en vir baie jare het hy kort by die dood omgedraai. Ja, sê hy, van hy sy hart vir die Here gegee het hy moeilikheid opgetel, maar dit het toe goed gegaan, hy het 'n omgedraai gedoen en kan hy vandag sy getuienis lewe. Is dit dan nog werd om die Here te dien? Asaf skryf in Psalm 73 vers 13, dat ek die kwaad vermy het en met die eed my onskuld verklaar het dus niks gehelp nie. Ons sien dieselfde trant by die Job. Onthou, Job, die wonderlike gelowige, ek wil amper sê, die Here het oor Job gebrek. Daar's nie 'n groter gelowige as Job in hierdie wêreld nie, sê Job 1. En dan sê hy in Job 21 vers 15, wat is die Almagtige dat ons hom sou dien? Wat 'n nut het dit om hom te aanbid? As 'n mens so praat, dan moet jy weet, hy's in 'n diep gat. Hy het diep geval. Kom ons blaai weer terug na Lukas 15 en luister wat sê die oudste broer in die gelykenis van die verlore seun. Kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir pa. Nog nooit het ek 'n opdrag van pa veronagsaam nie. En vir my het pa nog nooit eers 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kan feesvier nie. Hier wil ek nog 'n naam byvoeg, en dit is die naam van Habakuk. Habakuk 1 vers 13, u oë is te rein om toe te kyk terwyl daar verkeerd gedoen word. U kan tog nie sien dat daar ellende is en niks doen nie. Waarom doen u dan niks aan die trouelose mense nie? Waarom bly u stil wanneer slegte mense die vernietig wat beter as hulle is? Hoe kan u mense behandel asof hulle visse is, asof hulle kruipende insekte is, sonder leier? Ja, as 'n mens val, val jy ver, val jy seer, val jy diep. En dit is partykeer ook die lot van baie gelowiges. Nêrens staan in die Bybel dat 'n gelowige beteken 'n rooi mat en 'n gelyk pad nie.
daar kom klippe, daar kom selfs doodskade weer. Here, ons kom bid, dat U vir ons wonderlik sal wys en lei, ons hand sal vashou, as ons so struikel en val, en as gelowige, ook by 'n punt kom dat ons raad op is, en dit vir ons lyk, daar's nie lig in die tonnel nie, Here, tel vir ons op. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek gaan 'n baie besige Woensdag hê. Ek weet nie hoe jou Woensdag gaan verloop nie, maar mag jy geseën wees op hierdie dag. Mooi loop.